Jy is ingeskakel op 90.7 FM, Milie FM kos vir jou ore. En dit is my groot eer en voorreg om 'n baie goeie middag te sê vir Sebastian Rothman en ook vir Desiree Heinze. Heinz Desiree. Ja. En ons gaan 'n bietjie gesels oor 'n lekker familiedag wat nou een of ander tyd Saterdag hier in Bloemfontein plaasvind. Dis korrek, ja. En vertel vir ons die familiedag, waar vind dit plaas? Dit vind plaas by die Country Club hier in Beinsvlei. Ons gaan ons begin so in 10:00 die oggend, verskeie stalletjies, kindervermaak. So die ma's en die pa's kan hulle kinders bring en lekker kom ontspan. Daar gaan iemand wees by die kinderafdeling wat so 'n bietjie gaan kyk na die kinders, bietjie kan oppas. En dan het ons 'n paar klomp lekker stalletjies, niks dubbele stalletjies nie, sommer so verskeidenheid. So dit jy gaan nie dieselfde stalletjies sommer langs mekaar kry nie. Ons het dit so probeer maak. En dan dan die inskrywings is so van 12:00 af. 2:00 begin die strongman kompetisie en 4:30 die armtrek kompetisie. En dan die aand gaan ons lekker dans en kuier om die dag af te sluit saam met Hilton Crest. Hilton Crest hier van Bloemfontein natuurlik. Dis reg. Ja. Nogal iemand om sy show moet jy nie misloop nie. Nee, beslis. Nou met al die pret en plesier wat daar gaan wees nou die 10de Mei daar by Country Club, is hierdie familiedag so bietjie meer as net te bymekaar kom en kuier. Sebastian, vertel vir ons bietjie meer. In 2017 het Colette Leroux nierkanker ontwikkel. Na die linkernier uitgehaal is, het hulle nie gevoel dis nodig vir behandeling nie. Ongelukkig verlede jaar Oktober het die kanker versprei na haar regterbeen toe. Ek gaan nou nie al die mediese terme gebruik nie, maar die kanker wat sy het is stage 4 renal carcinoma, cancer to the lower limb. In die proses is haar regterbeen 'n stuk uitgesny uit haar tibia uit, waar 'n kadaverbeen en dan ook haar fibia van die linkerbeen ingeplant is in die been met die hoop dat haar been weer sal aangroei. Maar terselfdertyd, ek weet nou nog mag ek die mediese fonds noem nie, die mediese fonds waaraan sy behoort op hierdie stadium weier om haar behandeling te betaal. Daarom die fondsinsameling vir haar. Dit gaan suiwer daaroor 'n 4-dag kursus of 'n week kursus bestaan uit 4 pilletjies uit. Die 4 pilletjies kos R43.500. Sy het 1 week het sy die kursus, dan skip sy 'n week en dan daarop volgende week het sy 3 weke program wat sy volg. En dan doen sy dit vir 5 jaar, 2 maal 'n jaar, en op die einde van die dag kos dit daar so amper R860.000 vir die hele proses wat sy moet gaan. Soos ek sê, die mediese fonds betaal nie daarvoor nie, en toe Vis van Country Club en Desiree by mekaar gekom en besluit, hulle gaan 'n fondsaansameling saam met ons begin, om so naas moontlik aan die eerste behandeling te kom, suiwer as gevolg van die feit dat as ons kan bewys die eerste behandeling werk, nee, dan verbeter dit ons kanse dat die mediese fonds die res gaan betaal, maar op hierdie stadium gaan dit suiwer daaroor. Sy moes al Februarie die eerste behandeling gekry het, maar ongelukkig het die mediese fonds dit nie goed nie, so ons beklei op hierdie stadium net om die fondse bymekaar te kry, om maar so gou as moontlik vir die behandeling te gee. Sy het 'n 15% kans op 'n 5-jaar basis. Dit gee vir jou so 9.75 maande, waar sy het voordat die kanker dalk weer kan begin. Dis nou 'n baie tegniese ding, en sy moes daai proses al einde Februarie begin het, maar die fonds is net nie vir haar daar om dit te doen nie. So en dis vir Vis en Des wat ons nou besluit het, hulle gaan ons bystaan in die proses om te help met hierdie fondsinsameling vir Colette. Ja, dis wonderlik en baie dankie vir die manne daar van die Country Club. Vertel ons 'n bietjie meer van Colette. Wat het sy voor, ek weet jy het gesê sy is 'n plaaslike haarkapster. Ja, sy is 'n plaaslike haarkapster. Net agtergrond, sy is 'n enkel mamma, plaaslike haarkapster, en soos ek sê, die kanker het begin. Op hierdie stadium met sy een van 2 keer, sy verkoop my huis vir die behandeling of het engele wat hy help, soos dis hulle. So, dis waaroor dit gaan aan die einde van die dag. Ek kan nie glo Bloemfontein so by mekaar gekom en saamgestaan om haar te help nie. Ek wil net daar inkom, Colette kan op hierdie stadium glad nie staan nie, omdat die onderste been moes nou... Ja, regtig, sy kan vir 2 jaar nie staan op die been. Ja, so sy kan glad nie werk, fisies haar werk doen na haar kapstel nie. So, so sy is eintlik maar basies werkloos, en het R80.000 nodig. Ons mikpunt vir die dag is 100.
So kry jou familie bymekaar, Saterdag, bring jy hele familie uit na die country club toe, gemaak daar draai. Dit is alles vir 'n baie baie goeie doel. Nou, dit van hoe laat af kan die manne begin opdaag? Julle kan van 10:00 af kom tot, soos ek sê, laat aand. Die groot sports begin 2 uur is die strongman en 4:30 die 4:30 die armdruk en daarna wat ook al geskenk kan word vir Colette, is daar 'n veiling wat die Geratalia het gedoen gaan word om soveel as moontlik vir ons te kan. Ja, ons het ekstra veiling die aand. So as daar enigiemand is wat iets wil skenk wat ons kan opveil. Ons het dan so 'n paar 5 of 6 goedjies al. En dan soek ek ook pryse vir Saterdag vir die manne wat so lekker gaan druk en sterk man. As daar iemand is wat dit vir ons kan skenk, enige geskenk. Ek glo dit vas dat elke druppel maak 'n emmer vol. So as jy dink 'n koffie voucher is min, dis vir ons baie. Dis sê vir my, waar kan die mense in kontak kom met julle as hulle enige skenkings wil maak? Hulle kan vir my kontak by 077 600 8548. Jy het weer daai nommer vir ons gee? 077 600 8548. So asseblief, kom ons raak betrokke, kom ons dit reg vir 'n baie baie goeie doel. Ek sê vir julle twee baie dankie. Net hierna is daar nogal 'n onderhoud waarna ek baie uitsien. Ons gaan praat met 'n man wat Roan Koorsen, wat gaan ons 'n bietjie meer gaan vertel oor die armdruk en die sterkman kompetisie. Hy was nou nie buite. Ek hoor hy is gewen, maar dit het 3 manne gevat om hom plat te trek. So ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor gesels. So bly ingeskakel net hier op 90.7 FM. Dit is kos vir jou ore.